Ek wil vanmôre met ons praat oor 'n oorlog wat jy dink jy verloor. 'n Oorlog wat jy dink jy verloor. En dit is nogal 'n boodskap wat ek dink relevant is vir elke kind van die Here, veral in die tyd waarin ons leef, veral in die eindtyd. Ons fight battles elke dag. Ons veg oorloë elke dag. Jy sien, daar is oorloë wat geveg word met gewere, en met guns, en met tanks, en met bomme. En dan is daar ook oorloë wat niemand sien nie. Dan is daar ook oorloë en gevegte wat mense nie van bewus is nie. Oorloë in jou gedagtes, oorloë in jou hart. Daar is oorloë wat jy fight, wat jou elke nag wakker hou, wat jy nie weet hoe jy môre gaan face nie. Jy staan elke dag op en jou energie is getap. Jy staan elke dag op en jy weet nie hoe om voor te gaan nie. Daar is oorloë wat ons veg waar jy voor mense kan 'n smile opsit. Waar mense dink alles is oukei. Waar jy 'n gesig voorhou en almal kyk na jou en hulle dink alles is eye for away. Maar binne voel jy breek uit mekaar uit. Binne voel dit vir jou, Here, ek kan nie meer nie. Ek kan nie meer hierdie pad stap nie. Jy is dalk vandag in so 'n oorlog. Jy bevind jouself dalk daar waar jy sê, Here, ek fight hierdie battle. Ek fight my gesondheid. My gesondheid gaan agteruit. Ek het hierdie siekte, ek het hierdie kwaal, ek het hierdie ding en dit breek my, dit tap my energie, dit maak my moeg. Jy fight dalk 'n oorlog in jou finansies. Here, ek kan nie meer nie, my lewe val uit mekaar uit. Ek kan nie meer kop bo water hou nie, ek voel ek sink. Jy fight dalk in jou huwelik het skade, jou huwelik breek uit mekaar, jou huishouding, jou gesin val uit mekaar uit. Jy het dalk 'n oorlog met jou kinders. Jou kinders wat dalk nie eens die Here wil dien nie. Jou kinders wat op 'n rebelse pad is. Jou kinders wat jou slaaplose nagte gee. Jou kinders wat jou energie tap. Jy het dalk 'n oorlog by jou werk. Mense wat jy wil vernietig. Mense wat jou in die rug wil steek. Mense wat jy wil te nakom. Stryd in jou werk wat jy battles moet fight, dag na dag, net vlamme moet doodslaan, jy weet nie eens meer hoeveel brandblussers jy oor het nie. Jy het dalk 'n oorlog in jou besigheid. Here, ek weet nie hoe gaan ek survive nie. Ek weet nie hoe kan ek hierdie situasie red nie. Alles wat ek doen, val uit mekaar uit. Jy het dalk net 'n oorlog in jou eie hart. Jy veg 'n oorlog van depressie. Jy veg 'n oorlog van seer. Jy veg 'n oorlog van angs. Angs is 'n lelike ding. Angs, vrees, depressie, dit maak jou so oneffektief. Weet jy, ek weet nie of jy al angs beleef het op so 'n vlak waar jy elke dag net nie wil opstaan nie. Jy voel jy wil net lê. Jy voel net, Here, ek kan nie meer opstaan nie. Ek wil net myself ek wil net wegkruip. Ek wil net weg bly van alles af. Jou foon wat lui, maar jy veg 'n storm binne in jou. En wat het hierdie oorlog vir jou sê? En daai vrees en daai angs vir jou sê, jy gaan hierdie battle verloor.
Jy gaan dit nie maak nie. Hierdie oorlog verloor jy. Jy bid, jy bid, jy bid, jy bid, jy smeek, jy soebat. Maar hy stem in jou, daar is iets wat vir jou sê, die vyand kom en hy sê, jy gaan die oorlog verloor. The battle is over. Jy het verloor. Ek wil vir jou vanmôre 'n vraag vra. Wat as jy nie die hele oorlogsveld kan sien nie? Wat as jy net sien wat die vyand wil hê jy moet sien? Wat as die hele prentjie nie die waarheid is nie? Dat dit wat jy sien nie die volle prentjie is nie? Wat as daar 'n werklikheid is wat groter is as wat jy ooit kan dink en ook kan raak sien? Wat as God reeds besig is om te werk? Al lyk dit vir jou of die vyand besig is om te wen. En ek wil vir jou vandag iets uit die woord van die Here wys, van 'n oorlog wat iemand gedink het, hy verloor. Maar ek wil vir jou iets vandag uit die woord wys, dat die oorlog wat jy dink jy verloor, juist dalk net die oorlog is waarin God reeds die oorwinning voorberei het, sonder jy dit raak gesien het. Ek wil vanmôre hê, blaai vir my na die boek van 2 Konings toe. 2 Konings hoofstuk 6, 2 Konings hoofstuk 6. En ek wil vanmôre bid dat die Gees van die Here met jou gaan praat. Ons gaan 'n lang gedeeltjie lees daar, nog nie so lank nie. Maar hierdie het vir my werklik baie beteken. Vanmôre se boodskap se titel is die oorlog wat jy dink jy verloor. Die oorlog wat jy dink jy verloor. Weet jy waar is die eerste plek waar die vyand jou aanval? In jou denke. Hy vertel vir jou die leuen en hy val jou aan in jou gedagtes. The battle is over. You have lost. Jy het verloor. Maar wat as God besig is agter die skerms? En hy het al reeds die oorwinning bepaal. 2 Konings hoofstuk 6 lees ons van 'n wonderbaarlike gebeurtenis wat hier gebeur. Julle kan eintlik al hele gedeelte gaan lees van die begin af, maar kom ons lees daar vanaf vers 8 af. Ons gaan lees van 2 Konings 6 vanaf vers 8 en ons gaan lees tot op in vers 23. En ons praat in hierdie gedeelte gaan oor Elisa waar die koning van Aram uitgegaan het om Elisa gevange te neem. En hy het die hele weermag gebring om Elisa, die profeet van God. Elisa was die opvolger van Elia. As jy kan onthou, Elia is in die hemel in met die 4 perde wa en die mantel van Elia het op Elisa geval en Elisa is 'n kopseer gewees vir baie van die konings, want hy elke keer het hy Israel gelei as 'n oorlog gekom het wat hulle moes gedoen het, en die koning van Aram was daaraan teen Elisa gewees en hy wou vir Elisa gevange geneem het. En kyk wat gebeur hierso. Terwyl die koning van Aram, dis in 2 Konings 6 vanaf vers 8, terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslaag en gesê, op die en die plek sal my laars staan, maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op dat u nie deur daardie plek tref nie, want die armeers trek daarin op. Jy sien hier waarsku Elisa die koning van Israel. Daarom die koning van Israel na die plek gestuur waarvan die man van God met hom gespreek en waarvoor hy hom gewaarsku het, en hy was daar op sy hoede. Nie net 1 maal of 2 maal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig. En hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? So hy kom eintlik en hy dink daar's 'n spioen in hulle midde. Een van sy dienaars antwoord, nee my heer, die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in die slaapkamer spreek. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daar
in Dothan. So het hy dan daarheen perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur, so 'n groot weermag. En hulle het in die nag gekom en die stad omsingel. Wow, kyk gou hierdie prentjie. Om een man te vang, stuur hierdie koning 'n hele weermag. En hulle omsingel 'n stad. Wat is die kans dat Elisa sal kan wegkom? 'n hele weermag. Vers 14, so het hy dan daarin perde en strydwaans en 'n swaar leer gestuur. Hy praat van 'n swaar leer, so dis 'n groot oorlog. Weermag wat hy gestuur het. En hulle het die nag gekom in die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God, dit was nou ou Gehasie, toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Stop het gedaar. Voel jy ook so? Die vyand het gekom. Hy het jou gedagtes omsingel. Hy het jou situasie omsingel. Hy het jou omsingel, daar is vir jou geen uitkoms nie. Hy het jou vas in 'n hoek. Hy het jou so vas dat jy kan nêrens heen vlug nie. Een man kan nie 'n hele battle wen nie. Een man kan nie 'n hele weermag verslaan nie. En Gehasie sien dit. Hy kom uit, imagine yourself, hy kom uit en hy kyk, Here, wat gaan hier aan? Gaan na Elisa toe, Elisa, hoe gaan ons maak? Ons is dood. Dis verby met ons. Dis verby met ons. Die oorlog is verlore. Dis wat hy sien. Vers 16, maar hy antwoord, dis Elisa antwoord hom, vrees nie. Wat is die eerste wat hy vir hom sê? Vrees nie. Gehasie, moenie bang wees nie. Vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. Hoor jy wat hy sê? Here, open sy oë, dat hy kan sien. En met eens, en Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien. En met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Hier staan die koning van Aram se weermag en hy die stad omsingel. Gehasie sien dit. Hy kom by Elisa, hy sê, Here, wat gaan ons doen? Elisa, wat gaan ons maak? En Elisa sê vir hom, vrees nie, hulle wat by ons is meer as wat die is. Hy verstaan dit nie. En Elisa bid, Here, open sy oë, dat hy kan sien. En toe die Here sy oë open, sien hy daai berge vol strydwaans en engele. Gaan dit weer lees, toe hy Here die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Vers 18, toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dis vir hierdie oorlogs, hierdie klomp soldate, hierdie weermag. Dit is nie die weg, dit is nie die stad nie. Volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankoms in Samaria, sê Elisa, Here, open hulle oë, dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen, dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. Dit beteken, hulle was toe omsingel. En die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sien, want hy het hulle na die koning van Israel toe gebring, en die Israelse weermag het hulle omsingel, né? En die koning van Israel sê vir Elisa, toe hy hulle sien, moet ek hulle verslaan, moet ek verslaan my vader? So, hierdie koning is toe nou baie opgewonde, want hier word die vyand in sy hand gebring. Maar kyk wat sê Elisa, maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie,
Sou u dan verslaan die wat met u swaard en die boog as gevangenes weggevoer het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle Heer kan trek. En hy het hulle 'n groot maaltyd berei. En nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan. En het na hulle Heer getrek. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Hier word 'n oorlog gewen sonder dat 'n druppel bloed vergiet word. Ek kan myself nie eers hierdie toneel voorstel. Dit is te groot om te verstaan. 'n hele weermag omsingel 'n stad. En Elisa sê, Here, open Gasie se oë dat hy kan sien. Want hulle wat vir ons is, wat by ons is. Selfs al het hulle vir Elisa probeer aanval, so daai engele en daai weermag, daai oorlog, net so gewen het. Maar Elisa kies 'n ander pad. Here, slaan hulle met blindheid. Here, moenie hulle vertorend op hulle wees nie. En Elisa lei hulle en hy vat hulle na Samaria toe, na die kamp van Israel toe. En toe hulle daar kon sê, Here, open hulle oë. En hulle sien, hulle is omsingel. En die koning sê, moet ek hulle nou slaan? En Elisa sê, nee. Gee hulle brood, gee hulle water. Let them go. En daar het vrede gekom. Nooit weer het hulle Israel binnengeval nie. Jy sien, toe die diensknegt wakker word van Elisa, toe was die vyand reeds daar. Hy het in die nag gekom, het hulle gekom en hulle daai stad omsingel. Daar was geen uitkomkans nie. Daar was nie ontsnaproete nie. Al wat die diensknegt kon sien, dit is verby. Dit is die einde van ons. En weet jy, hy vra eintlik 'n baie eerlike vraag, en as ek sê 'n eerlike vraag, ag my Heer, wat sal ons doen? Elisa, wat gaan ons doen? Dit is verby met ons. Weet jy wat, dis nie 'n geloofsantwoord nie, dis nie 'n geloofsstelling wat hy gemaak het nie. Weet jy wat, dis 'n menslike antwoord. Dis 'n menslike antwoord. Want hoeveel keer het ek en jy nie al dieselfde keer dit gevra nie? Here, wat nou? Hoe nou? Wat gaan ek doen? Hoe gaan ek hier uitkom? Hoe gaan dit ooit regkom? Want weet jy, wat die vyand wil doen is, vrees sien net die vyand raak. Hoor vanmôre, vrees sien net die vyand. Elisa se diensknegt kyk, wat sien hy? Hy sien die perde, hy sien die waans, hy sien die soldate, hy sien die vyand. Hy maak 'n sommetjie in sy kop, hy bereken die kanse wat hulle het, en hy kom net tot een gevolgtrekking. Ons gaan verloor. Dis verby. En is dit nie presies wat vrees doen met my en met jou nie? Vrees en angs laat jou net kyk na dit wat teen jou is. Jy sien net raak wat teen jou is. Jy tel net die skuld. Jy sien net die skuldklas. Jy tel net die rekeninge. Jy tel net die doktersverslag. Jy tel net die simptome. Jy tel net die probleme. Jy tel net die slegte nuus.
Jy tel net die diagnoses. Jy tel net die verslag teen jou. Jy tel net die groot probleem wat hier teen jou staan. Maar jy tel nooit God daarby in nie. En wanneer God uit jou berekening uitbly, jy ken nou as jy wiskunde doen, ek is nie baie goed met wiskunde nie. En somme maak en sulke goeders nie. Maar as jy God uit jou berekeninge gaan uithou, is al wat oorbly die vyand wat groter as alles lyk. En dit is hoekom vrees so gevaarlik is. Dit is hoekom vrees iets is wat elke kind van God in sy lewe moet oorwin deur die krag van die Heilige Gees. Want vrees kyk net met natuurlike oë. Vrees kyk net na dit wat ons kan sien. Vrees kyk net na al hierdie goed teen ons. Maar God werk lank voordat jy dit raak sien. Hoor wat ek nou net sê. God werk lank voor dat jy dit raak sien. Luister 'n bietjie na Elisa se gebed wat hy bid. Wat het hy gebid? Hy het nie gebid, ag Here, stuur asseblief die engele nie. Hy bid, Here, open sy oë dat hy kan sien. Open sy oë dat hy kan sien. Hoekom doen hy dit? Hoekom bid hy open sy oë dat hy kan sien? Want die engele was reeds daar. Die 4 waans was reeds daar. God het reeds die beskerming gestuur. God het reeds hulle omring. They couldn't touch the anointing of God. Wat ek vir jou sê, hulle kon nie aan die gesalfde van die Here vat nie. En die diensknegt kon dit net nie sien nie. Ons dink baie keer God doen niks nie. Net om ons net nie iets sien gebeur nie. Ons sien die oorlog, ons sien die vyand, ons sien die omsingeling van die stad, ons sien die strydwaans, ons sien die soldate, ons sien daar is nie 'n uitweg nie. Maar weet jy wat is interessant, God het nie eers begin werk toe Elisa begin bid het nie. Hy was reeds aan die werk nog voordat alles plaasgevind het. Hy het alreeds die weermag voorberei, nog voordat die armeers hom omsingel het. Net omdat jy nie antwoorde vir jou situasie het, beteken dit nie God het van jou vergeet nie. Net omdat jy nie die verligting van die simptome beleef nie, beteken dit nie God het nie jou gebed gehoor nie. Net omdat jy nog nie die uitkoms sien nie, beteken dit nie God het van jou vergeet nie. Net omdat die hemel stilheid, beteken dit nie die hemel staan stil nie. God is altyd besig om dinge te doen wat ons oë nie kan sien nie. Hy is altyd besig om in die agtergrond te werk. Sometimes it's necessary to see the enemy. Dit is soms nodig om die vyand te sien. Want dan weet jy, God werk in die agtergrond. Want weet jy wat, God veg oorloë op maniere wat ek en jy nie altyd verstaan nie. Wat vir my interessant is toe die Arameërs
nader kom om Elisa gevange te neem, het Elisa weer gebid. Maar hy het nie gebid soos wat hy gemaak het met die Baal profete nie. Eintlik Elia gemaak het met die Baal profete nie. Elia was op die berg Karmel, en wat het hy het vuur van die hemel afgeroep. Elisa het nie dieselfde gedoen nie. Hy het nie gevra, Here, stuur vuur uit die hemel en verteer hierdie weermag nie. Here, kom vernietig hierdie klomp soldate, hierdie weermag wat hier voor my staan nie. Weet jy wat vra hy? Here, maak hulle blind, dat hulle nie kan sien nie. Elisa het nie uitgegaan om hulle lewens te verwoes nie. Hy het nie uitgegaan om wraak te neem op hulle nie. En iets bonatuurliks en merkwaardigs gebeur. Die soldate dink hulle is besig om Elisa te vang. Elisa gaan hulle toe, hy sê, die man wat julle soek is nie hier nie, man. Kom ek vat julle na die regte man toe wat julle soek. Hulle glo. En hulle dink, hulle volg hom om die regte Elisa te kry. Hulle dink hulle is besig om vir Elisa te vang. Hulle dink hulle is besig om hom 'n trap te stel. Maar eintlik lei Elisa hulle. Hulle volg die man wat hulle wou gevange geneem het. Hulle volg hom. En sonder dat hulle dit besef, stap hulle Samaria binne. En die oomblik toe hulle oogies oopgaan, toe is hulle die wie omsingel is. Ek wil vir jou sê, kan jy sien hoe God werk? Die vyand het gedink hy beheer die situasie. Die vyand het gedink hy's in beheer. Die vyand het gedink hy gaan wen. Die vyand het gedink hy maak al die moves en hy het die laaste move om te sê skakmat. Maar God het elke tree beheer. Daar was eendag 'n man gewees, daar was 'n skildery, ek het hierdie storie gehoor, nou ek is nie heeltemal seker presies hoe die storie gaan nie, maar iemand kan my dalk maar reg help. Daar was 'n skildery wat iemand geteken het in 'n galery, of wat geskilder het, van 'n skaakspel. En die skaakspel, of die skildery se naam was Checkmate, waar die duiwel in 'n skaakspel was met 'n persoon, en die duiwel het hierdie persoon in skaakmat gehad, en die persoon het aan die ander kant gesit, en hy was vasgekeer, en hy was checkmate, en die duiwel het met 'n smile gesit, en hy was skaakmat. En eendag, en almal het verby hierdie portret gestap, en gesien hoe dat hierdie ding so is, dat hierdie persoon 'n skaakmat is. Die duiwel het oorwin. Eendag toe kom daar 'n wêreldkampioen skaakspeler na die galery toe. En hy staan vir ure voor hierdie galery. Voor hy portret staan hy. En hy kyk intens na hierdie skildery. Vir ure. En iemand van die galery kom na hom toe en hulle vra vir hom, is daar fout of wat? Jy staan al ure hierso. Hy sê vir hulle, hierdie skildery is verkeerd. Hulle sê vir hom, hoe kan die skildery verkeerd wees? Hy sê, hierdie skildery sê checkmate. Hy sê skakmat. Maar die koning het nog geskuif. It was not over
The king still had one move. Die duiwel kan dink, hy het jou skaakmat. Die koning het die laaste skuif. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Die vyand het gedink hy beheer die situasie, maar God het elke tree beheer. Josef se broers verkoop hom. Hulle dink hulle raak ontslaaf van hom, hulle dink dis verby met hom. Ons het hom oorwin. Hy's weg. Deur hom bou God 'n pad na Egipte, waar hy hom tweede in bevel sit. Daniël word in 'n leeukuil gegooi. Dit lyk soos die einde. Daar gaan niks van Daniël oorbly nie. Die leeu's gaan hom verskeer. Maar God sluit hy leeu se bekke. Nie Daniël nie. Ek kon myself elke keer voorstel, die volgende môre, toe daai koning en daai mense daar binne in daai put kyk, en hier sit die katte, Jesus word gekruisig. Die woord van die Here sê vir ons, jy sal hom in die hakskeen byt, maar hy sê jou kop vermorsel. Die duiwel het gedink hy laat Jesus kruisig, en hy dink hy wen. Uiteindelik het ek die oorwinning. Die Messias is dood. Hy's vernietig, hy's gekruisig. Daai spykers is deur sy hakskene geslaan. Is verby met hom. Maar 3 dae later, toe is daar 'n leë graf, en die duisternis is oorwin. Jy sien, die vyand sien die nederlaag. Die vyand sien die nederlaag. Hy sien dit. Hy sien hoe hy jou verwoes. Hy sien hoe sy planne bymekaar kom. Hy sien hoe jy jou uitmekaar uit gaan ruk. Maar weet jy wat? God sien die oorwinning. En God het die oorwinning. Because the king has the last move and the last say. Jou lewe lyk vandag dalk soos 'n nederlaag. Jou lewe lyk vandag vir jou asof jy die battle gaan verloor. Jou lewe lyk vandag vir jou asof jy uitmekaar geskeur word. Ek wil vir jou sê, God is reeds besig om die oorwinning voor te berei, nog voordat jy dit sien. Bid dat die Here jou oë sal open. Dat jy sal sien dat hulle wat vir jou is, hy wat vir jou is groter as hulle wat teen jou is. Ons kry daai selfde beginsel in die Nuwe Testament, waar Paulus dit skryf. Hy wat vir my is groter as hulle wat teen my is. God se oorwinning lyk nie altyd soos ons oorwinning nie. En weet jy wat, toe die koning van Israel die vyand sien wat vasgekeer is nou, wat in sy midde vir hom oorgegee is, vra hy vir Elisa, sal ek hulle doodmaak, sal ek hulle verslaan? Jy sien, hy het gedink, hy gaan hulle vernietig, hy gaan uit mekaar uitdruk, want dit is mos hoe die oorwinning werk. Ek moet wraak neem, ek gaan hulle is aan my hand oorgelewer. Weet jy, ek dink nou aan Saul, toe Saul in die grot was, en Daniël was in die grot, en sy manskappe kom Dawid, en hulle sê vir Dawid, die Here het vir Saul in jou hande oorgegee. En hy sê, hoe kan ek my hande slaan in die gesalfde van die Here? Jy sien, God se fight werk nie soos wat ons dink dit werk nie. Maar die koning van Israel
sien die vyand is vasgekeer. En dis mos 'n logiese antwoord, slaan hulle dood, wen die oorlog. Maar Elisa sê nee. Nee. Geef hulle brood. Geef hulle water. Laat hulle huis toe gaan. Doen goed aan hulle. Laat hulle gaan. Whoever wants to persecute you, bless them. Jesus leer dit vir ons, Matteus 5. Doen goed aan die wat jou wil vrog, seën die wie jou vervloek. As jou vyand dan dors het, gee hom iets om te eet. Gee hom iets om te drink. Weet jy wat sê, wat is die interessante ding? Daarna, sê die Bybel, het die Arameese strooptogte, al die strooptogte wat hulle gereël het, hulle gehad het opgehou. The battle ended. The battle ended. Want God het meer bereik met genade wat betoon was, as wat hulle met swaarde sou bereik het. Ons fight baie male ons battles van vlees en bloed. Swaard teen swaard, woord teen woord, mond teen mond, woord teen woord, haat teen haat. God het meer bereik met genade. Ons bid baie keer, Here, vernietig my probleem. Here, vernietig my situasie. Vernietig hierdie vyand wat my wil aanval. Here, vernietig, vat weg hierdie probleem. God sê, vertrou my. Ek weet hoe om hierdie oorlog te wen. Vertrou my. My manier van oorlog voer is nie jou manier van oorlog voer nie. Vertrou my. Jy fight dit in vlees en bloed. Ek fight dit op 'n ander manier. My manier is nie jou manier nie. Maar my manier is die beste. Jy dink dalk nie so nie. But mine is. En sê die Here vir ons in sy woord op die einde van die dag, alles sal ten goeie meewerk. Weet jy wat is die grootste stryd wat ek en jy het? Die grootste stryd is nie om God te oortuig om te werk nie. Dit is om hom te vertrou. Wanneer ons nie kan sien hoe hy werk nie. Ons gebede is baie male, Here, verander my omstandighede. Ons moet eintlik bid, Here, maak my oë oop. Want die diensknegt se oë oop gaan. Die omstandighede het nog nie verander nie. Die Arameese leer was nog steeds daar. Maar toe sy oë oop gaan, het sy perspektief verander. Die perspektief van die oorlog het heeltemal verander. Hy het besef, ons is nie alleen nie. God is hier. En weet jy, dit verander alles. Dit verander alles in jou stryd. Geloof beteken nie jy ontken die oorlog nie. Weet jy, want daar word baie keer vir jou geleer, het geloof, jy weet, jy ontken jy moet nie die siekte erken nie, jy moet nie die probleem erken nie, jy moet nie, nee, geloof ontken nie die oorlog nie. Weet jy wat beteken geloof? Geloof beteken jy weet wie saam met jou in die oorlog staan. Geloof beteken jy weet wie saam met jou die battle fight. Geloof beteken jy weet wie saam met jou daar staan.
Ek weet nie wat 'n oorlog jy vandag in jou lewe moet veg nie. Ek dink elkeen vandag wat hierna luister het 'n oorlog wat ons veg. Miskien is dit onsekerheid. Miskien is dit vrees, miskien is dit angs. Miskien is dit 'n lae selfbeeld, miskien is dit selftwyfel. Miskien is dit finansiële druk. Miskien is dit jou huwelik, miskien is dit 'n siekte. Miskien is dit 'n gebroke hart. Ek weet nie. Wat ook al jou stryd is. Jy voel vanmôre dat die vyand jou van alle kante omsingel het. Hoor weer wat hy sê dan vers 16. Hy antwoord, vrees nie. Want hy wat by ons is meer as die wat by hulle is. Hy het nie gesê dit gaan maklik wees nie. Hy het nie gesê daar is nie 'n vyand nie. Wat hy wel sê is daar is meer by ons as wat by hulle is. Daar is meer krag vir ons as wat die vyand het. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê, daar is meer krag vir ons as wat daar vir die vyand is. Daar is meer genade vir ons as wat daar vir die vyand is. Daar is meer beskerming vir ons as wat daar vir hulle is. Daar is meer hulp vir ons as wat daar vir die vyand is. Daar is meer as genoeg vir my en vir jou. Maak vir op in 2 Korintiërs 12. Ek wil vir jou sê, jy sien dit nog nie. Jy sien dit nog nie, maar God is reeds besig in jou môre. Nog voordat die koning van Aram besluit het om vir Elisa te omsingel, the armies of God was already ready and prepared. Twee Korintiërs 12. Selfs Paulus, wat 3/4 van ons Bybel geskryf het, in die Nuwe Testament althans. Hy skryf die volgende in 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Hoor wat hy sê, my genade is vir jou genoeg. Is God se genade vir jou genoeg vandag? God se genade is vir my en vir jou genoeg, want my krag, sy krag, God se krag, word in swakheid volbring. Jy sien in my en jou swakheid, dis waar God sterk is. In my en jou stryd, dis waar God die battle fight. Daar waar die duiwel dink, hy het vir my en vir jou in skaakmat, dis waar die Here kom en sê, the king still has a move. Hy sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem. Nie in my krag nie, nie in my oorwinning nie, nie in my wysheid en my slimheid nie, nie in my oplossings van die probleem nie. Ek sal in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jy sien jy die krag van Christus in jou nodig. Hy sê, daarom het ek behaag in swakhede. Ek wil vir jou sê, daarom kan jy jou swakhede embrace. Daarom kan jy jou oorlog embrace. Daarom kan jy die stryd wat jy fight, kan jy vat en jy kan sê, Here, dankie vir hierdie stryd, want in hierdie stryd word u krag volbring. Here, in hierdie stryd, Here, is u die oorwinnaar. En in hierdie stryd leer ek wie u is. Want hy wie vir my is groter as hy wat teen my is. Daarom het ek 'n behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is hy sterk. Jy sien dit nog nie. Jy sien dit nog nie.
Maar God is reeds besig om die battle vir jou te fight. Jy sien dit nog nie. Jou oë is toe. Maar God is besig om die battle vir jou te fight. Die hemel is nie paniekerig nie. God sit en wonder nie wat om volgende te doen nie. Hy bly koning. Hy bly in beheer. Hy bly getrou. En hy is getrou aan sy kinders. Wanneer jy môreoggend wakker word, en die oorlog lyk nog dieselfde, of nog groter, onthou net hierdie vanmôre. Wat jy sien, is nie alles wat daar is nie. Daar is dinge wat jy nie sien nie. Daar is 'n God wat werk waar jy nie kan sien nie. Daar is engele wat om jou is, wat jy nie kan tel nie. Daar is genade wat jy nog nie beleef het nie. Daar is uitkomste wat jy jouself nog nie voor kan indink nie. Daar is 'n koning wat tog nooit een oorlog verloor het nie. Amen. Remember that. Moenie jou hoop bou op wat jou oë sien nie. Bou jou hoop op God wat alles sien. Bou jou hoop op God wat alles sien. Daar's 'n oorlog wat jy dink jy verloor. Dit is die oorlog waar God die grootste oorwinning gaan bring. Ek wil vanmôre afsluit met 2 Kronieke. 2 Kronieke hoofstuk 20. En ek wil daarso vers 15 lees. 2 Kronieke 20 vers 15. Moenie jou hoop bou op wat jou oë sien nie. Bou jou hoop op God wat alles sien. 2 Kronieke 20 vers 15. Hoor dit sê die woord van die Here vir jou vandag. En hy het gesê, luister almal wat uit Juda is en inwoners van Jerusalem en u, koning Josafat, so sê die Here aan julle. Hoor wat hy vanmôre vir jou ook. Wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. And if God fights your battles, the enemy will not prevail. Amen. As die Here jou oorlog veg, sal die vyand nie oorwin nie. Gehasie! Jy kan nie sien nie. Bid dat die Here jou oë oopmaak. Moenie kyk na wat jy sien nie. Bid dat die Here vir jou wys wat jy nie kan sien nie. Amen. We serve a God that can do the impossible. Jy sal vir my sê, en kom hier is Ou Testamenties. God het tog nooit verander nie. Amen. Hy is vandag, gister, môre en tot in ewigheid dieselfde. En elke belofte van God, alhoewel hierdie vir Israel was, ek en jy word geseën saam met die gelowige Abraham. Ek en jy is erfgename van God deur Jesus Christus. Elke belofte van God, hoeveel daar ook mag wees, vir my en vir jou, is ja en amen. En as God gesê het hier, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, van daai oorlog nie. Die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. He will fight the battle for you. Amen. En ek dink vanmôre kan ons die Here die eer gee dat hy God is en dat ek en jy nie meer 'n slaaf van vrees hoef te wees nie. Daar's daar 'n ander liedjie. I am no longer a slave of fear. I am a child of God.
Here, baie dankie vanmôre, dat ons kan weet, Here, U is in ons oorlog. Here, U is in ons stryd. Here, dankie dat ons kan weet, Here, dat U die battle vir ons veg. Here, dat ons nie die battle self hoef te beklei nie. Klein namens ons. Here, ons sien wel die vyand wat ons omring en wat ons omsingel. Maar Here, U het reeds die oorwinning vir ons bepaal. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding tot in alle ewigheid. Because Lord, the battle belongs to You. We will no longer be slaves of fear because we are children of God. Here, en ek kom vanmôre teen elke gees van vrees in die naam van Jesus. Here, U het vir ons gegee in die woord in Lukas 10 vers 19 gesê, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal julle skade doen nie. Daarom kom ek vanmôre, Here, en ons spreek die vrees aan in Jesus naam. En ons spreek die angs aan in Jesus naam. En ons sê in die naam van Jesus Christus, vrees uit elkeen se lewe uit. Heilige Gees, kom vul ons met U krag, met U sterkte. Kom raak ons aan deur die Heilige Gees, Here. En open ons oë, open the eyes of my heart, Lord, that I can see You. Open the eyes of my heart, that I can see You, O Lord.